ek amper hierdie hele maand nou gepraat oor die Heilige Gees. En ek voel ons moet vandag lê Here dit op my hart dat ons moet nog steeds aanhou in dit. Ons moet nog steeds aanhou in die Heilige Gees. So my boodskap vandag is nog steeds oor die Heilige Gees. So ons het nou geleer wie die Heilige Gees is, vir die wat nie was nie, wie die Heilige Gees vir ons is. Hy is ons trooster, hy is ons leidsman, hy is ons parakletos, hy veg vir ons, hy help ons, hy ondersteun ons, hy is met ons elke dag. Maar hy is belangrik daar, want hy lei ons op die pad wat ons moet wees. Ons het ons krag ook nou van die Heilige Gees ontvang laas Sondag, toe ons nou gebid het, en ons het 'n woord gehad van die Here wat sê, die droë grond wat om jou is en voor jou is, gaan die Here vir jou oopbreek, en hy gaan sy lewende water op jou uitstort, wat dan nou die Heilige Gees is. En ons almal het vol van die Heilige Gees weer geword. Maar so gaan ons nou hierdie gebruik om nou vorentoe te gaan en te sê, ek weet nou die Heilige Gees ontvang, en ek weet nou ek is vervul met die Heilige Gees, want vir die wat dalk nie dit so verstaan nie, jy ontvang die Heilige Gees die dag wanneer die Here Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, maar jy kan herhaaldelik vervul word met die Heilige Gees, herhaaldelik gedoop word en volgemaak word met die Heilige Gees. Die ontvangs van die Heilige Gees is 'n eenmalige ding wat jy kry, dan het jy besit van die Heilige Gees, maar om herhaaldelik vervul te word met die Heilige Gees beteken nou gee ek aan die Heilige Gees my lewe oor, en die Heilige Gees gaan my lewe dan nou vir my lei. So dis minder ek Vivian, en dis meer Heilige Gees, sodat ek meer soos Jesus kan word. So dit is 'n herhaaldelike ding wat gebeur. Maar ons probeer soms maar in ons eie insig, né? Ons probeer soms in ons eie krag te staan maak, en ons probeer soms so ons eie battles fight, en ons eie lewensdinge doen. Ons lewe soos verlamde mense. Ons kruip en ons kruip hier rond op die lewe en op die aarde, kruip ons gebuk onder al ons omstandighede, onder al ons probleme wat net op ons skouers rus, en ons wil die hele tyd net so wees, maar ons lewe soos verlamde mense. En ek wil hê julle moet graag saam met my lees uit Handelinge 3 vers 2 tot 8. En dit is nou nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, en die Heilige Gees het soos tonge van vuur op hulle gekom, toe het hulle nou uitgegaan. En ek wil vir julle lees vanaf vers 2, en dit sê, en daar het 'n sekere man aangedra wat by sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binne gaan, het hy om 'n aalmoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en vir hom gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in 'n verwagting dat hulle vir hom iets sou gee, dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En nou wil ek vanoggend vir julle sê, dit is hoe ons as mense partykeer is. Sien, ons met die krag van die Heilige Gees moet ons gebruik, maar ons gebruik dit nie. Ons wil heeltyd net onder ons eie omstandighede wees, soos hierdie krepelman, hy het voor die tempel gelê. Hy was daar, hy het voor die tempel gelê en gebedel, maar hy kon nie ingaan nie. Soos ons soms, ons staan hier buite en ons sê, Here, dit gaan moeilik, Here, ons bedel en ons smeek en ons sê, Here, help, ons hardloop na mense toe en ons sê, help my, help my, help my. Wat het Petrus gedoen? Hy het vir hom gesê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het,
dit gee ek vir jou. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees. Maar wat het Petrus gehad? Hy het die Heilige Gees gehad, want onthou hy het nou net die Heilige Gees ontvang. So hy het die Heilige Gees gehad, hy het gesê, ek het nie geld nie, ek het nie 'n antwoord op jou probleme nie, ek het nie 'n antwoord op jou situasie nie, ek het nie 'n antwoord op jou geldelike probleme nie, maar dit wat ek het, kan ek vir jou gee vandag, en dit is die krag van die Heilige Gees, kan ek vir jou gee, staan op en loop. En dit is wat ons vandag het. Ons het daai nuwe vervulling van die Heilige Gees, ons het die krag ontvang, maar ons loop nog in ons eie bene. Hierdie man, dis nie asof hy nie bene gehad het nie, hy het bene gehad. Hy het net nie geweet hoe om te loop nie. En ek wil dit vandag gebruik en ek wil sê, ons loop vandag met bene wat nie kan loop nie. Want ons probeer in ons eie mag en ons eie krag loop. Ons probeer in ons eie krag situasies doen. Ons probeer in ons eie krag elke dag hierdie lewe doen en ons kan nie. Wanneer ons nie oorgee aan die Heilige Gees nie, dan is ons soos 'n verlamde man. Want as jy oorgee aan die Heilige Gees en hy kan jou lei, dan kan hy vir jou loop. Toe hulle vir hom gesê het, ontvang die krag en staan op, het sy bene onmiddellik sterk geword. So wanneer jy na die Here toe gaan en jy sê, Here, ek kan nie hierdie op my eie doen nie, Here, dan sê die Here vir jou, maar ek het vir jou dit klaar gegee. Jy het dit binnekant jou, jy het die Heilige Gees binnekant jou. Hoekom gebruik jy dit wat ek vir jou gee nie? Hoekom probeer jy op jou eie staat maak? Hoekom probeer jy 'n situasie op jou eie redeneer of 'n situasie op jou eie doen as ek dit vir jou gegee het? So ons lewe soos verlamde mense. En kan jy nou dink, as ons nou verlam is en ons loop nou, seil nou hier rond en ons moet nou nog 'n rugsak op ons rug dra, hoe gaan ons dit maak? Ons gaan dit nie maak nie. Maar as ons sterk is in die Here en ons bene is sterk, dan kan daai load maar kom. Want dan kan jy daai rugsak vat en jy kan hom dra. En hy gaan nie vir jou te swaar word nie. Want jy is sterk in die krag van die Here. So moet ons wees. Want die Heilige Gees wil vir ons daardie gewig dra. Romeine 8 vers 11 sê, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal julle wat Christus uit die dode, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Heer. Hoekom wil ons op ons eie in hierdie bootjie ronddobber en sukkel en probeer? Ons het daai selfde Gees wat Jesus Christus uit die dode opgewek het ons in ons. En partykeer dan kom ons in 'n situasie, ek weet, ek vra om verskoning, Here, ek was hierdie week daar, waar ek gesê het, daar is nie 'n uitkoms nie, daar is nie 'n ander plan nie, ons kan dit nie meer maak nie, ons gaan lê net in ons hoopie, en dis waar ons nou maar gaan wees. Maar die Here sê, hoekom doen jy dit? Hoekom gebruik jy nie dit wat ek jou gegee het nie? Daai selfde krag is binnekant jou. Jy kan met hierdie omstandighede, hierdie sieke, hierdie ding, kan jy praat en jy kan sê, dieselfde Gees is in my, jy kan nie my oorheers nie. En jouself sterk maak. Maar sien, ons glo mos dat die Here is goed en dat die Here kan vir enigiemand enigiets doen, hè? Maar net nie vir ons nie. Die Here kan nie vir my 'n deur oopmaak nie, hè? Die Here kan vir jou 'n deur oopmaak en ek sal dit vir jou spreek en ek sal dit saam met jou bid en ek sal jou motiveer met dit. Die Here gaan vir jou deur oopmaak, hy gaan vir jou uitweg gee, hy gaan vir jou deurbraak gee, maar dan gaan ek binne my binnekamer en dan glo ek nie die Here kan dit vir my doen nie. En dit is waar die verskil tussen geloof en vertroue inkom. Want sien, ons het geloof dat die Here kan ons red. En ons het geloof in die krag van die werking van die Here, maar ons het nie daardie vertroue om te sê, as ek in my binnekamer gaan, Here, en ek lê hierdie pakkie voor U neer, Here, dat U gaan dit vat nie. Ons loop uit en ons probeer dit maar in ons eie krag weer doen. Jesus self het dieselfde Gees in hom gehad.
toe hy ook gedoop was in die Heilige Gees het op hom neergedaal, het daai selfde Heilige Gees sy vleeslike liggaam, toe hy op aarde was, versterk. Hoeveel maal moes hy gegaan het en hy moes gaan bid het en hy moes tot sy Vader gewees het, sodat hy die Heilige Gees hom kon versterk het. Jesus self het sy hele bediening op die Heilige Gees staat gemaak. Die wonderwerk wat hy gedoen het, het hy saam met hy en God die Vader en die Heilige Gees het hulle dit gedoen. Want sien, ons elkeen het ook daar dieselfde Gees in ons. Nou gaan ons dink, nee maar, nou Wanda, omdat sy die woordskool doen, sy het nou die Pro Max Heilige Gees. En ek het net die 13 Heilige Gees. En Maureen, sy het die Pro Heilige Gees. En jy weet, so gaan dit aan. Elkeen het nie dieselfde Heilige Gees in hom nie, want die wat nou meer vir die Here doen, het 'n groter Heilige Gees in hom. Nee. Ons elkeen het dieselfde Gees as Christus Jesus uit die dode opgewek het, is in daai kind wat die Here aangeneem het. Dieselfde Heilige Gees. En dieselfde wat Jesus gedoen het, want hy het gesê, ek gaan weg, maar dit wat ek gedoen het, meer as dit sal julle kan doen. Maar ons kan dit nie doen nie. Ons lê nie die hande op die siekes en die siekes genees nie, omdat ons binne onsself nie die vertroue en die geloof het, dat dit wat ek nou doen, daar dieselfde krag is nie. Want ons moet 'n ander pastoor roep, of ons moet 'n ander, hierdie groot evangelis roep, en ons hardloop na mense toe, wat hulle hande op die siekes lê en genees maak, ons hardloop na daardie kerke toe, want in hierdie kerk kan dit nie gebeur nie, né? Want daai selfde Heilige Gees in daai kerk is nie in hierdie kerk nie. Daardie selfde Gees is in hierdie kerk, is in elkeen van julle. Dis net, hulle het die aanknoppie gekry. Hulle het uitgefigure hoe om daai Heilige Gees knoppie aan te sit en te weet in die krag en die werking wat die Here deur hulle doen. En hulle stap in daardie krag. Maar ons het nog nie daai aanknoppie gevind nie. Ons het nog nie dit aangesit nie. So ons is te bang om vir mense te bid, te bang om vir mense te deel, want ons glo nie ons het daardie krag in ons. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, ons is almal van een Gees deurdronge. Dieselfde Heilige Gees wat in Jesus Christus was, is in ons. En ons elkeen het dieselfde Gees ontvang, en hy woon nie binnekant ons, en sy krag is binnekant ons. Maar ons moet leer hoe om dit te werk. Die Here sê, ek het vir jou hierdie tool gegee. Onthou, Jesus het gesê, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, want na my stuur ek die trooster. Want sien, Jesus kon net hierso op hierdie plek, in sy liggaamlike liggaam, kon hy net hier saam met ons nou wees. Hy kan nie hier wees, en daar wees, en daar wees, en daar wees. Hy kon net op een plek wees. Maar hy het sy Heilige Gees gestuur, sodat daai Heilige Gees in elkeen van ons is, sodat ons elkeen saam, maak ons dieselfde liggaam van Christus op. Sodat ons dit kan hê, en sodat die Heilige Gees ons kan sterk maak. Hy sê, ek het daai tool vir jou gelos. Nou, ek wil dit in julle gedagtes bring. Imagine nou jy gaan staan langs die pad, en jy het 'n papwiel, en jy soek daai boot deur, en jy kry nie 'n wheel spanner nie. Hier staan jy langs die pad. En almal ry net verby, niemand stop om jou te help nie. Ons lewe mos in Suid-Afrika. Maar hier staan jy langs die pad, en jy staan ure en ure en ure, en het raak nou aan donker, en eventually stop iemand, en hulle help jou, en hulle ry jou wiel, en jy ry huis toe. By die huis kom jy, en jy vat daar die ou wiel, en jy wil hom in jou boot sit, en jy sien hier langs die kant, het die wheel spanner gelê. Nog die hele tyd het jy die ding gehad, wat jou uit die situasie uit kon red het, maar jy het dit nie gesien nie, jy het dit nie gevat nie, jy het dit nie gebruik nie, en daarom het dit net daar gelê. Nou het jy hierdie hele sukkel situasie gegaan, in jou eie krag en probeer, en gesit daar langs die pad, ek sal baie skwaad wees vir myself, en baie stupid voel. As ek moet weet, dit was net die hele tyd daar. Dis wat God sê, hy sê, nog die hele tyd het jy my Gees in jou. Hoekom sukkel jy?
Hoekom gaan jy deur hierdie omstandighede en dan raak jou bene moeg en jy kan nie meer nie, as daai gees in jou is, dis jou tool en jou toolbox wat ek vir jou gelos het om te sê, dit het jy. Maar jy vat hom nie en jy gebruik hom nie. Ons gebruik hom nie binne in die kerk en dan loop ons by die deur uit en maandag kom jy werk en die dinge van die lewe, ek kan julle nie vertel hoe die dinge van die lewe hierdie week op ons pad gekom het. Ons het naderhand gevoel, ons wil net weghardloop. Die een ding op die ander ding op die ander ding en dan dink jy, Here, waar is dit nou genoeg? Waar is dit nou genoeg, Here, my bene kan nie meer nie. En ek moes gisteraan voor die Here lê en sê, Here, ek is jammer, Here. Ek het gevoel ek kan nie meer nie. Ek het gevoel ek is nie sterk genoeg vir hierdie fight nie. En met hierdie woorde die Here eers met my kom praat en vir my gesê, maar hoekom straf jy jouself so? As jy daardie krag in jou het. Onthou, ons het in die week het ons ook gepraat van mag en van die tong. Die mag van lewe en dood lê in die tong. En hoeveel maal spreek ons dood oor ons situasie, ag nee, ek kan nie dit doen nie, ek wil nie dit doen nie, dit gaan nie goed gaan nie, ons gaan nou nie afry en ons gaan 'n ongeluk maak as ons nou verder so ry. Met jou woorde spreek jy dit, maar jy kan lewe spreek. Jy het daai gees in jou om vir daai berg te sê, berg staan op en rig jouself in die water. Jy het dit in jou. Maar ons dink ons kan dit vir ander mense hê dit, maar ons het dit nie. En ander mense het daardie krag, maar ons het nie daardie krag. So vanoggend wil ek iemand bemoedig en ek wil sê, as jy voel die lewe is moeilik en die lewe druk en jy lê naderhand die plat op jou gesig op die vloer. Die Here het vir jou tool gegee. Die Here het die Heilige Gees vir jou gegee. Hy het gesê gebruik hom net. Staan op en sê Here, gee my die krag. Here, Heilige Gees, rig my op, maak my bene sterk. Dis waarvoor hy daar is, Parakletos, hy is ons helper. Hy is nie net daar om ons te help wanneer ons in 'n baie erge nood is van lewe en dood en dan lei hy ons na die Here toe as ons nie op die regte pad is nie. Hy is daar om ons nou hier te help. Want die Here Jesus Christus het hierdie pad geloop op die aarde. Hy meer as enigiemand weet hoe moeilik die vleeslike lewe is. Hy meer as enigiemand weet hoe erg dit is om op hierdie aarde te wees. En dis hoekom hy sy gees gestuur het as ons helper om ons te help deur die lewensdinge. Ek kyk eendag 'n movie en julle almal sal dit dalk al gehoor het. Hierdie seentjie vertel vir sy pa nou 'n grappie en hy sê eendag was daar 'n man op die see op 'n boot en sy bootjie verdrink en hy lê nou daar en dryf en hy bid en hy sê Here, help my asseblief net, red my uit hierdie situasie uit, help my. En daar kom so 'n klein roeibootjie verby en die roeibootjie sê kom klim in. En hy sê nee, ek wag vir die Here om my te red. Die Here gaan nou 'n groot boot stuur om my te red. Julle kan maar gaan. En hy dryf daar rond. En volgende kom daar 'n ou met 'n jetski verby en hy sê kom klim op en hy sê nee, die Here gaan 'n groot boot stuur om my te red. Ek is okay. En die derde boot kom verby en hy sê nee, ek wag vir die Here. En hy sterf. En hy kom al bo by die Here en hy sê vir die Here, nou wat nou Here, ek het gevra en ek het gespreek, jy gaan my red en jy gaan hierdie groot boot stuur, ek het my geloof was sterk en nou is ek dood. En die Here sê maar, ek het dan vir jou 3 probleme uitwegte gestuur en jy het dit nie gevat nie. Dan sê jy mos nou dom. So as jy sien, ons wil partykeer sien, as ons in 'n situasie is, dat die Here gaan hierdie groot wonderwerk doen. En ons het nie kos in die koskas nie, en daar's nie kos nie, en daar's nie vleis nie, en daar's nie groceries nie, en hoe gaan die kinders eet, wat se brood gaan hulle skool toe vat? Dan verwag ons iemand gaan nou hierso, Pick n Pay groceries hier voor ons deur aflaai, want dis wat ons die Here mos nou gevra. Ja, die Here kan dit doen. Die Here kan dit doen. Maar die Here gaan eers vir jou net 'n brood stuur. So hy gaan eers iemand stuur met 'n brood. En dan gaan hy kyk wat doen jy met daardie brood. Voordat hy net gaan kom en die hele Pick n Pay hier voor jou deur aflaai. Sien, as die Here ons kan vertrou in die min, kan hy ons vertrou in die baie. Maar hy kan ons nie vertrou in die baie as ons nie kan vertrou in die min nie. Want met daai Pick n Pay groceries, dan lê al daai groceries daar en dan dink jy, "Jessie,
Iemand het nou, of 'n vriendin het dit afgelaai, die eer gaan daai vriendin toe. Dankie vriendin, jy het vir die Here geluister. Jy was gehoorsaam aan die Here, jy het ons gehelp. Waar is die eer in die Here? Waar is die eer in die Here in dit? Toe Gideon die 300 man gehad het, maar eers was hulle 1000 en die Here moes hulle bietjie uitgewis het en gesê het, okay, nee, nie almal van julle kan saamgaan nie, net 300 van julle gaan saam. Waarom was dit gewees? Sodat hulle nie kon roem op hulle eie nie, maar sodat as hulle die oorwinning behaal, dat hulle kan roem op die Here. So as ons deur 'n moeilike situasie in ons lewe gaan, en dit gaan moeilik met kinders van die Here, want onthou die duiwel is listig, maar wees getrou, solank as dit jou nog aanval, weet jy, ek is op my pad hemel toe, want dan weet jy is nog reg. Maar as hy jou nie meer aanval en hy pla jou nie meer nie, dan moet jy bekommerd raak, as dit baie goed gaan met jou. Maar ons moet in ons lewensomstandighede moet ons sê, Here, die eer kom U toe vir hoe U my uitred. Nie aan 'n mens of aan my vriendin wat getrou was in die Here of aan iemand anders nie, maar aan U, Here. Here, ek staan net hier as gevolg van omdat U getrou is, Here. Ek is hier nie in my eie krag nie, want in my eie krag het ek niks meer nie. Ek's leeg, maar as gevolg van die Here wat by my staan en deur my werk, en ek praat nou van elkeen van ons, nie net van my nie, ek kan ons sterk staan. So ek wil julle bemoedig en ek wil vir julle sê, dat die Here wil. Die Here wil nie net hê jy met daai krag van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees gebruik om hande op die siekes te lê en duiwels uit te dryf en al daai dinge. Maar hy wil ook hê jy moet dit in jou elke dag gebruik. As jy werk toe ry, Here, laat die Heilige Gees krag asseblief my help vir hierdie week. Laat dit my help my Heilige Gees lei my. Want onthou, mense kyk na die Here, God die Vader en jy sien God die Vader. Jy kyk na Jesus Christus en jy sien Jesus Christus. Maar almal kyk na die Heilige Gees en dan dink hulle, dis 'n gees. Dit is nie, dit is deel van die drie-eenheid. Soveel God, is God die Vader, soveel God is Jesus Christus, soveel God is die Heilige Gees. En hy lewe binnekant ons. Dit is sy tentwoning. Dit is hoe sy, as jy wil weet hoe lyk die Heilige Gees, dan gaan kyk jy in die spieël. Die Heilige Gees woon in jou. Maar die Heilige Gees wil ons lei en hy wil ons bewaar en hy wil ons help. Maar ons moet net oorgee. So ek wil dit vanmôre net by julle laat en ek wil net voordat ons afsluit, wil ek graag 'n gebed doen. En ek wil vra as jy voel, Here, ek het vandag U nodig. Here, ek het vandag die Heilige Gees nodig om my op te help, en my bene kan nie meer. Dan wil ek vra, soos dit ons bid, dan steek jy net jou hand op, en dan vra jy net vir die Here om jou te help. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, Here, ek wil vra, Here, dat elke persoon wat in hierdie vertrek sit vanmôre, Here, almal wat moeg en siek is, Here, hulle bene kan nie meer nie, Here, hulle kan nie meer hierdie wedloop, hardloop nie, Here, wil ek vra dat U sal kom nou, Here, en dat U die Heilige Gees in hulle sal wakker maak, Here, gee hulle wysheid, Here, gee ons almal wysheid, Here, dat ons sal weet hoe om U krag te gebruik, Here, hoe om in alle omstandighede sterk te kan staan, Here, want U sê, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees, Here, daardie selfde Gees is binnekant ons, Here, help ons, Here, dat ons sal weet hoe om met die Heilige Gees te lewe, Here, en in sy krag te wandel, Here. Here, ek wil vra, Here, elke persoon het hulle hand opsteek wat sê, ek is moeg vanmôre, ek kan nie meer loop nie, my bene is moeg, dit is net te veel vir my om te dra, Here, wil ek vra, Here, dat U deur die krag en die werking van die Heilige Gees, Here, hulle sal oprig, Here, dat hulle soos Handelinge 1, Here, nuwe krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, Here. Here, ek wil vra dat U met ons sal gaan, Here, wees met ons in hierdie pad, Here. U laat ons nie as wees agter nie, Here, maar Here, partykeer, dan voel dit asof ons net alleen hier ronddwaal, Here. Asof ons net alleen, Here, in hierdie bootjie is wat net in die rondte draai, Here. Ag, Here, wys ons, Here, die uitkomste van ons situasies, Here.
Here, kom maak ons sterk, Here. Kom rig ons op, Here, en kom help ons, Here, dat ons die wedloop kan behaal, Here. Here, wees met ons, Here, wees met elke persoon, Here. Ek lê elke persoon by U voete neer, Here, en ek vra, Here, dat U met hulle sal wees, Here, as hulle vermoere genesing nodig het, Here, as hulle vermoere bevryding nodig het, Here, as hulle vermoere krag nodig het, Here, as hulle vermoere deursettingsvermoë nodig het, Here, dan wil ek vra dat U dit vir elkeen vermoere sal gee,